Volspoed, episode 27. Wanneer Christus 6 uur Saterdagmiddag deur sy selfoon se wekker wakker gemaak word, staan hy nie dadelik op nie. Hy luier 'n bietjie langer as gewoonlik daar onder die warmte van sy donskombers, maar teen 6:30 kan hy nie langer lê nie, al voel sy bed hoe lekker. Hy staan op, was sy gesig en trek 'n denim langbroek en langmou hemp met 'n truiboor aan. Hy maak vir homself 'n koppie koffie en gaan sit by die eetkamertafel naby die radio, om weer deur die dokumente te blaai wat hy van Ilde Kai en Udo ontvang het. Voortaan sal hulle bekend staan as die Gerber Trust. Daar is 2 poste wat vir hom aangebied word. Vanselfsprekend eers in werking wanneer die geboue en werk afgehandel is en die nuwe hospitaal vol operasioneel is. Hulle hoop so gou as in 3 maande. Tot op daardie stadium sal die ou kliniek funksioneer soos altyd, al word sy salaris intussen aangepas, sou hy een van die nuwe poste aanvaar. Nommer 1, hoof van ongevalle en nooddienste by die nuwe hospitaal, 8 tot 5. Deel van sy pligte sal die verdere opleiding van nooddienstebeamptes en buiteveldwerkers behels. Ilde Kai wil registreer as 'n opleidingshospitaal en sy het teachers nodig. Die salaris lyk goed, met oortyd besoldiging sou hy dalk 'n klas of 2 in die aand moet aanbied. Pos nommer 2 is 'n doodgewone algemene praktisyn, waar hy pasiënte op afspraak sal sien soos 'n huisdokter. Sy werk sal heel wat afgeskaal word. Sy salaris is wel 'n klein bietjie meer as nou, maar geld was in elk geval nog nooit sy belangrikste motivering nie. Maar opvallend natuurlik is die feit dat hulle verseker sy vlerke geknip wil sien, presies soos wat Vladdy hom gewaarsku het. Voor gistermiddag sou hy eenvoudig gesê het, nee dankie, hy is nog nie daar nie. Hy gaan aan soos wat hy aangaan, hy doen wat hy doen. Hy is 'n bietjie verslaaf aan die adrenalien wat saam met hom in die beamer klim wanneer hy begin jaag. Hy ken die kar en soos altyd het hy gevoel en geglo dat hy in beheer van die stuk yster is. En toe sien hy Renier se gesig uit die hoek van sy oog en besef, hierdie kind geniet hierdie jaarry met hierdie kar heeltemal te veel. Nog een wat van dieselfde duplessis-tofasie gemaak is as hy en Bobby. Vir die eerste keer het dit by hom opgekom, dat nee, hy hou nie daarvan, as hierdie mooi seun van sy broer dalk ook eendag agter 'n stuurwiel wil inklim en wil doen wat Bobby en hy wat Christo is met karre doen nie. En hy dink aan sy bejaarde ouers, en hoe bekommerd hulle altyd oor middelbroer Bobby was, wat besluit het om 'n renjaer te gaan word, kom hel of hoge water. Sy pa het vir middelbroer heeltemal afgeskryf, nie omdat hy nie vir hom lief is nie, omdat hy hom vir alle praktiese doeleindes elke keer klaar begrawe het, voordat hy gaan jaag het. Hulle familie het wel 'n paar keer saam gaan kyk, toe Bob destyds met springkarre en ander goed gejaag het, hier in Suid-Afrika. Nadat hy die jaar skoon skip gemaak het, en al die kampioenskappe geneem het, oral gewen het, is hy Amerika toe, gesin en al, met die kleinkind Robert. En dit het pa en ma se harte verder gebreek. Pa het geweier om daar IndyCarre, NASCARre en die een Le Mans 24 uur, waarin Bobby gery het, te kyk. Hy wou net na die tyd weet of sy seun alright is en sy kleinkind nog 'n pa het. En toe begin die oulike kleinseun Robert ook jaag. Dieselfde storie. Pa was van vooraf in 'n toestand en oudste broer Frank is soos pa. Maar Christo en Bobby praat nogal gereeld met mekaar en skielik verlang hy nou na hom. Hy tel sy selfoon op in WhatsApp. Hoe fantasties het die tegnologie nie gevorder, dat hy nou 'n kassie so groot soos 'n toffieboksie in sy hand kan hou en met sy broer in Amerika kan praat nie. Hey bra, Bob is iewers langs 'n baan waar dit raas. Robert, sy seun, jaag blykbaar daar.
Bobby ry nie meer self nie. Hy manage nou sy seun, wat in die late models kategorie van NASCAR ry. Robert kwalifiseer vandag vir die reis van vanaand. Kan jy praat? Vra Christo. Ja, maar hoekom klink jy so snaaks? Is iets verkeerd? Pa, ma, Frank? Ryg Bobby ook sy kommer uit. Klink hy snaaks? Nee man, hy klink nie snaaks nie. Hy het net nie lank gelede nog geslaap nie. Almal is reg hier, antwoord hy, behalwe, jy weet seker, dat Renier sy beste vriend gister verloor het. Tref en trap, bus wat hom van sy fiets afgery het. Bobby klap sy tong sympathiek. Robert het vir my gewys, Renier se WhatsApp, aan hom met die foto van jou daar by die slagoffer. Nee, dis baie sleg man. Wat? Het die kind het afgeneem? Ag nee, ek hoop hy weet, dat hy nie so iets op sosiale media kan sit nie. Het was nie 'n mooi gesig nie. En dit het my laat dink oor wat ek elke dag van my lewe doen. Miskien is dit tyd vir 'n verandering. Regtig, oorweeg jy dit? Dan kom jy Amerika toe. Daar is baie meer vooruitsigte vir bleeksiel dokters wat van Suid-Afrika afkom hier. Hulle stel mos eerder Kubane en ander landers aan as julle ou bleek gesiggies met die Afrikaanse wortels. Wel ek sal nie aan 'n pasiënt in Amerika raak nie, al blaas hy sy laaste asem voor my uit. Christo spot nie regtig nie, hy is dood ernstig. Hy sien mos met sy kollegas wat oor is daarna toe, wat gebeur daai kant. Dokters probeer lewens red, prokureurs probeer geld maak vir daardie lewe wat gered is en vir homself in sy eie sak. Daarom moet die dokters versekering uitneem om te verhoed dat hy sy huis, sy kar en sy vrou moet betaal, omdat hy 'n steek horisontaal en nie vertikaal ingesit het in die ou se skouer of in sy lyf iewers nie. Die prokureurs wag in die gange van die hospitale en voor operasieteaters by die deure van die ongevalle afdeling van 'n hospitaal. Ten minste kan hy sy werk hier in Suid-Afrika op hierdie stadium nog sonder daardie ekstra spanning doen. Nou, watse verandering het jy in gedagte? Vra Bobby. Wel, hulle wil hê ek moet van die vleiende draak ontsla raak. Net hy en Bobby het ooit gepraat van die beamer as die vleiende draak. Of liewer, kom ek begin heel van vooraf. Die kliniek waar ek werk is bankrot. Dit was jare gelede deur 'n Duitser begin. Nou gryp die enigste oorlewende familielid en erfgenaam in en sy wil begin skoonvee. Ons kry nou kontrakte. Ons werksverpligtinge word omskryf en nooddienste en vlieg met my draak is nie op my kontrak gestipuleer nie. Dankie tog. Nog iemand wat daarvan sal hou, dat jy dalk eendag tot na jou 45ste verjaarsdag sal leef. Jy weet, dit is anders om daar in Hammanskraal met 'n kar te jaag, as rondom 'n baan, sê sy broer ook. En dit is nommer 3, daar kraai die haan vir die 3de keer in sy lewe, dink Christo skielik omgekrap. Hy het gehoop dat 'n geselsie met Baap hom gaan opbeur. Nou is die man die 3de doemprofeet, die ou wat vlerke klap oor die moontlikheid dat hy homself teen iets te pletter gaan jaag. Jemmel, ek kan by die Land Rover ook onder 'n trok beland teen 30 km/h en dit kan ook my einde beteken. As jou streep getrek is hy getrek, vlieg hy sy broer in. Hy sien dit mos elke dag. Ja, bra, ek weet, paai Bobby, maar moenie so hard probeer om eers oor daardie wenstreep te wees, dat jy nie langer meer omgee oor jou eie lewe nie. Hardloop eerder so, dat jy die hele wedloop voltooi, terwyl jy die blommetjies wat langs die pad groei geniet. Ek doen man, en dan kamp ek ook mos soms. Goed so, bra, en moenie ook jy ook met my oor vroumense praat nie. Maar ek sal nie en ek het nie. Jemmel bra, wat het Joos het oor jou lewer geloop? Of moet ek liewer vra, wie is sy en wat is haar naam? Rosaan. Christo weet dit het dalk 'n bietjie soos 'n hoesie in 'n sakdoek geklink. Daarom herhaal hy dit stadig en effens
harder. Rozaan, haar naam is Rozaan Schultz. Hy hoor karre raas aan die ander kant van die toffieboksie in sy hand. Bobby het seker omgeval, of dalk moes hy gaan sit, maar dan hoor hy uiteindelik sy broer se stem. Rozaan Schultz nogal, né? Nou vertel my van haar, is julle al saam? Nee man, daar het nog niks gebeur nie. Trouwens, sy weet eintlik nog niks. Ek dink ook nie sy verwag dat daar enigiets kan of sal gebeur tussen ons nie. Sy's nog nie reg om aan te beweeg nie. Haar man en seun is 2 jaar gelede in 'n ongeluk oorlede en ek weet nie eens hoe en waarom te begin met vlerk sleep nie. Volteel sy broer die sin toe hy vashak. Ja, seker so iets man. Nou wat op die aarde het jou laat besluit? Nee, besef dat daar iets moet wees as daar eintlik nog niks tussen julle is nie. Dit is die probleem. Daar is nie niks nie. En die iets wat gebeur is so anders as wat dit behoort te wees. Ek verstaan nie wat jy sê nie, broer. Hoe dink jy moet dit wees, Christo? Vra Bobby. Moet jou hart en jou lyf dreig om met jou weg te hol as jy haar sien? Jy is nie meer 21 nie, bra. Jy's 'n ou man van 43. Maar dit is die probleem, dit doen. Erken Christo met 'n laggie. Daai hart en lyf ding, al is ek nie meer 21 nie. En ek dink ek het 'n verpesting onderlede, want ek kan nie vir 1 sekonde ophou om aan haar te dink nie. Sy is net so anders as enige van die ander girls waarmee ek tot nou toe te doen gehad het. Nee, wat? Dis nie 'n verpesting nie. Jy sal leef. Daai klink vir my net soos 'n gewone vlaag van muisneste, sê Bobby. Sy vang slange in 'n emmer, en sy het 'n trou venue, en sy bak koek, sy kamp self. Ek het nie nodig gehad om haar saam met my bos toe te sleep nie, en so julle was saam bos toe? Vra Bobby. Nie beplan nie. Dit was belangrik dat ek vir haar iets moes neem. Toe het ons daar gekamp, afsonderlik, saam, en sy's mooi vir my, baie mooi, donker hare, bruin oë, nie te maar nie, genoeg van die regte ding op die regte plekke, as mens bietjie verder wil dink as net klere, en jy dink al darm 'n bietjie verder as net klere, maar jy is nog te ordentlik om iets daaraan te doen, omtrent die regte plekke onder die klere, terg Bobby om. Nee, ek sê mos vir jou, Bob, sy huil nog oor die man. Hy sal liewer nie vir Bobby vertel van daai stort gel wat Rozaan gebruik het, wat maak dat die hare en alles anders op sy lyf oorent wil staan nie. Die man sal dink dat hy regtig 43 jaar oud is en met sy volgende verjaarsdag 18 gaan word. Bra, as sy nog huil, dan stiek jy around. Hopelik word dit ook een van die dae vir haar beter, en dan sorg jy dat jy daar is, as jy daar wil wees. Ek weet eintlik klaar. Ek wil. Christo bedoel dit met sy hele hart, en toe moet hy groet. Hy hoor die radio roep, en Bobby raak haastig om met sy seun te gaan praat, en hy is so dankbaar dat hy en Bobby kon praat oor sy werk en oor Rozaan. Hy het nie regtig ander mense met wie hy kan praat nie, behalwe met Rozaan self oor sy werk. Hy dink vir die hoeveelste keer aan die laat-aand oproep wat hy gisterand van haar gekry het, om vir hom te sê dat sy aan hom dink, dat sy besef dat dit iets aan hom moes doen om Renier se vriendjie Craig daar dood te sien lê. Die feit dat Renier by hom in die kar was, toe hy daarna toe gery het. Sy het alles net reg gedoen, daar gewees vir hom, sonder om te veel te praat, en hy was nie eens skaam om net daar in die stoel te sit en die trane te laat loop nie. Sy het hom toegelaat om te praat, self net geluister, en daar was lang stiltes
tussen hulle, maar die wete dat sy aan die ander kant van die selfoon was vir hom soos 'n vertroostende hand op sy skouer of die vlerk van 'n engel om sy lyf. Christo tel die radio op en roep: "Alles reg, dankie dok, die ambulans is reeds daar, dit was toe niks ernstig nie." Daarna rol Christo sy selfoon tussen sy vingers rond. Hy dink aan Rosaan. Hy wonder hoe dit met die troue daar by Villa Schultz gaan, wat die mense van die oudheid se rooi gesig trokkie en sy groen bak dink. Terwyl hy nou weer aan die sagte reuk van haar badgoedjies dink, onthou hy sommer haar nat hare en lyf teen sy skouer, nadat hulle haar uit die swembad gehaal het. Hy dink aan haar koue voete in sy hande en die onvoorwaardelike vertroue in sy integriteit wat gemaak het, dat sy in die tent aan die slaap geraak het, terwyl hy haar voete warm gemaak het. Sal sy nog steeds soveel vertroue in hom hê, as sy moet weet wat haar blote menswees aan sy manslyf doen, terwyl hy nou aan haar staan en dink. Hy het haar nommer gisterand op sy selfoon geberre. Hy blaai deur sy kontakte en soek daarna. Hy het gehoop om 'n profielfoto van haar daar te sien. Nou is daar 'n blou Hollandse iris op. En toe begin sy vingers vanself om vir haar 'n WhatsApp te stuur. "Hi Rosaan, net hoor, hoe gaan dit daar met jou? En die trokkie al reg, verf droog?" vra hy. Sy bel 7 minute later, terwyl hy langs sy ma se vrieskas staan en begin soek na iets om vir aandete warm te maak. Die trokkie was 'n total hit, Christo. Hoe gaan dit met jou? Werk jy op die oomblik? Nee, ek is op bystand, maar dit is gelukkig redelik stil op die oomblik. Jy, is jy besig met die troue? Verbasend besadig, sê sy, mense se tweede troue. En toe vra sy die bloute, "Het jy al iets geëet?" "Nee, ek het nie, ek soek nou net na iets in die vrieskas om deur die mikrogolfoond te jaag." "Nee, los dit, kom oor en kom eet iets," nooi sy. "Hier is 'n berg kos, die spysenier het reggemaak vir 80 mense en toe daag jy net 60 op. Die gaste is klaar met die hoofgereg en die spyseniers het dit nou net hier in die kombuis kom damp en gesê, doen hiermee wat jy wil. Ons is klaar vir die aand, ons gaan nou huis toe. In my kombuis se yskas staan daar ten minste 10 glasbakkies met seekos ook in en my kombuisdames eet nie garnale nie, maar hulle het ingeval in die ander goed en daar's nog baie van alles oor. So eet jy seekos, Christo? Wat 'n vraag is dit? Ja, ek doen, ek is mal daaroor. Hy hoor die geklingel van bakke en deksels en toe vra sy, wel is nog skaapbout oor en gebakte aardappels en groente, hou jy daarvan? Verskriklik baie, sê hy. Nou kom oor, kom eet saam met my, maar moet asseblief nie jaag nie. Ek is nou daar. Christo begin lag. Ek bedoel, ek sien jou net nou. Toe gaan haal hy sy sleutels van hulle hangplek af, vat 'n ekstra baadjie, sluit die huis en stap na die wit en rooi kar toe. Al wat vanaand op 'n vreeslike galop weggespring het, is sy hart, nadat hy Rosaan se stem gehoor het. En hy sien so verskriklik daarna uit, om haar weer te sien. Renier is bly dat sy kamer aan die voorkant van die huis is. Hy hou oom Christo se hek dop. Hy weet maar sy oom is vanaand op bystand. By sy klein woonstelletjie langs die garage is Jakes ook aan diens. Hulle wag dat die wit en rooi BMW daar moet uitry, want hulle het planne vir die aand. Wat oom Christo nog nie weet nie, en waaroor hy sekerlik bly behoort te weet, is die feit dat Renier en Jakes laatmiddag vanmiddag vrede gemaak het. Dit was Jakes wat vir hom en Vivi by die hek ingewag het. Natuurlik sou hy ook graag vir Jakes wou plat slaan. Die man het immers in sy slaai gekrap. Maar hoe meer hy oor die saak dink, hoe meer besef hy dat oom Christo eintlik reg is oor Melanie. Hy is nog nie waar sy al in die lewe is nie. Hy het sy hande in die lug gehou en gesê,
Is alright, Jakes, ek dink nie Melanie is ernstig oor my nie, jy kan haar maar kry. Dit het een keer amper gevoel asof sy vir my kan omgee, maar ek dink ek het my misgis. Hy sal liewer nie vir Jakes vertel presies hoe dit gevoel het en wat hom daardie afleiding laat maak het nie. Miskien moet hy dit beskou as sy eerste liefdesteleurstelling en dit nou agter hom sit. Want dit was Jakes wat met die voorstel gekom het nadat Wif vooruit huis toe gestap het. Wat van ek en jy gaan traai die swart kar vanaand 'n bietjie daar op die asgatbane uit? Sal actually lekker wees om te sien hoe goed jy regtig kan bestuur. 'n Plan wat dadelik byval gevind het. Al wat nou moet gebeur, is oom Christo moet uitgeroep word na 'n geval, sodat hy en Jakes die swart kar daar onder die afdak kan gaan uithaal. Word vervolg.